Goeiemôre, dis al 5. Jy luister na die Elsenburg Landbouprogram hier op RSG wat uitsaai op 100 tot 104 FM. Chris Viljoen met inligting oor waterbesparing. Wat kan ons doen om die toekomstige impak van droogtegebeurtenisse te verlig? Die aanplant van voere om vir die komende winter voorsiening te maak en stokpertjie aardappelteeling in jou tuin. Watertekorte is nie meer 'n vreemde begrip nie, maar wat kan ons almal saam daaraan doen? Justin Lawrence, skakelbeampte van Cape Nature, gesels vanuit natuurbewaring se oogpunt. South Africa is facing a water shortage of unprecedented levels at the moment, with droughts affecting parts of the country. The water situation is currently in crisis. And, the water scarcity levels, they affect the natural environment too. They leave plants and animals suffering and leave the landscape very prone to devastating wildfires, which we've already been experiencing since we are in the middle of fire season. The challenge, therefore, is to ensure that our water sources remain secure. That's where the public comes in, and we urge everyone, and all it takes is a small shift in our attitudes, from that of consumers to conservers, for a large difference to be felt. So some water-saving tips which I can share with you are shower instead of taking a bath, or don't fill the tub if you prefer bathing. Installing water-saving toilets and shower heads is a big help. Fixing all your leaking toilets and taps. Filling the kettle only with as much water as you need. And don't leave your taps running, for example, when you are brushing your teeth. Use a bucket to wash your car rather than a hose pipe. And then take a look at your garden. Plant indigenous and become a water-wise gardener. Get rid of the alien vegetation and then water your garden in the cooler early morning or the evening hours, because that will avoid the rapid evaporation. And then I'd also urge, if possible, to look at installing rainwater tanks on your property. Cape Nature se skakelbeampte Justin Lawrence. Wat kan ons doen om die toekomstige impak van droogtes te verlig? Veral natuurlik met die oog op landbou en bosbou. Professor Jos Lou is direkteur van die Skool vir Natuurlike Hulpbronbestuur in die Wetenskapfakulteit van die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit se George Campus. Ons bied programme aan in bosbou, houttegnologie, landboubestuur, natuurbewaring, wildplaasbestuur en veldbrandbestuur. Dit sluit nou kwalifikasies in van diploma vlak af tot by nagraadse studies op MSc en PhD vlak. Watter loopbane en watter geleenthede is daar in hierdie breë dissipline van natuurlike hulpbronbestuur? Nou, om dit te beantwoord, moet mens die wisselwerking en die interafhanklikheid van ons natuurlike omgewing, ekonomiese welvaart en sosiale stabiliteit baie mooi verstaan. Jy kan nooit na die omgewing kyk as 'n aparte silo nie. Ek wil net graag een kwessie aanroer waaraan ons almal nou tans blootgestel is, en dit is die skrikwekkende droogte wat tans vir Suidelike Afrika in 'n wurggreep het. Nou, indien die voorspellings van wetenskaplikes gaan realiseer, gaan die wêreld baie meer gereeld sulke ekstreme klimaatsverskynsels beleef. En dit is nie uniek tot ons land nie, dit is definitief 'n wêreldwye verskynsel. Maar soos hulle sê, never waste a good crisis, nee, moet nooit hierdie geleenthede miskyk nie. Want 'n krisis van hierdie omvang dien dikwels as 'n katalis vir wetenskaplike vooruitgang. En altyd kom maar twee vrae na vore. Wat gaan ons onmiddellik doen om te oorleef? En wat kan ons doen om toekomstige gebeurtenisse van hierdie aard se impak op byvoorbeeld bosbou en landbou te verlig? Die ekosisteme waarmee ons werk, het sy landbou- of bosbousisteme, moet die effek van sulke ekstreme voorvalle kan absorbeer. Hulle moet ook kan herstel nadat die balans versteur was. Nou, in die konteks van natuurlike hulpbronbestuur is daar soveel wat boere en bosbouers en natuurbewaarders kan doen om hierdie sogenaamde veerkragtige landskappe te skep. By die landbou en bosbou, omdat ons baie intensiewe industrie het, bewerk die grond taamlik intensief. Maar in onlangse tye het die aspek van minimumbewerking en die gebruik van dekla van organiese materiaal en ook wisselboustelsels geweldig aandag geniet. Dit is natuurlik net as gevolg van lae insetkostes nie, maar een van die primêre doelwitte is om die vlakke van organiese koolstof in die grond te verhoog. En sodoende gaan jy die grond se stabiliteit en sy porositeit en sy waterinfiltrasie verhoog. Jy gaan aardwormaktiwiteite definitief ook verhoog. En hierdie verhoogde waterhouvermoë en beter vrugbaarheid vir plantegroei het 'n verskeidenheid van voordele vir gewasse ons eintlik probeer kommersieel verbou. Hoër vlakke van organiese materiaal, veral in die kolloïdale fase, het 'n beter vermoë om logingsverliese teen te werk, wat verhoog die grondvogvermoë of grondvoghouvermoë
En die bewyse is definitief daar dat daar minder droogteskade was en beslis dit beter opbrengste. Dit is belangrik dat grondeienaars oorweging moet skenk aan landskapsekologie. Nou mense vind dikwels in landbouproduksieareas dat sogenaamde oop areas beskou word as onproduktief en daarom word dit grootliks verwaarloos. Areas soos dreineringslyne, vlei lande, styl of klipperige areas ensovoorts. Hierdie areas verskaf waardevolle ekologiese dienste. Maar dreineringslyne in vlei lande beheer die hidrologie van totale opvanggebiede. Hulle is verantwoordelik vir watersuiwering, die beheer van stroomvloei en ook die stoor van water. En goed bestuurde opvanggebiede is baie meer bestand teen die effek van droogtes in die sin dat basisvloei van strome gehandhaaf word met oppervlakte of grondwater, wat die ekosisteem in staat stel om te funksioneer selfs gedurende ekstreme droogtes. En gedurende tye van vloede het dit 'n spons-effek op die intensiteit van vloede wat sodanig dan gronderosie beperk en ook ekonomiese skade kan verhoed. As ons kyk na die voorspelde onstabiliteit in ons klimaatspatrone en die voorspelde toename in ekstreme voorvalle, is dit absoluut van kritiese belang dat die korrekte spesies en die korrekte kultivars op die korrekte groeiplekke geplant word. En dan natuurlik die laaste punt is die kwessie van landskapsrestaurasie. Suid-Afrika het seker van die grootste projekte van hierdie aard in die wêreld. Voorbeelde hiervan is die Working for Water, Working for Wetlands, Working for Fire en ook Landcare wat grootliks fokus op gronderosie rehabilitering. Al hierdie aspekte bied natuurlik wonderlike studie- en loopbaangeleenthede. So die Skool van Natuurlike Hulpbronbestuur het juis onlangs ons kurrikula hersien en gemoderniseer om die uitdagings van 'n moderne wêreld aan te spreek. Professor Jos Lou, direkteur van die Skool vir Natuurlike Hulpbronbestuur van die NMMI se George Campus, en voornemende studente kan inligting oor die programme verkry by www.nmmi.ac.za of telefonies 044 801 5111. Dit het begin reën oor dele van die somersaaigebiede. Nou in die meeste gebiede is dit nou te laat vir die aanplant van grane, maar dit is nog steeds tyd vir die aanplant van voere om vir die komende winter voorsiening te maak. Dr. Louis de Pisani, nasionale bestuurder voorligting en ontwikkeling van die NWKV. Ek wil graag spesifiek raad gee vir die veeboere in die somergraangebiede. Jy weet die somergraangebiede gaan gebuk onder toestande waar mense se venstertydperk om die meeste somergrane te plant reeds verby is. Maar baie van daardie boere het ook 'n baie groot veekomponent. En ek glo hulle is baie bekommerd oor die winter en die voorsomer wat voorlê. Nou in die gebiede het dit reeds nou begin reën. Dit is weliswaar nog nie vreeslik baie gereën nie, maar dit het reeds begin reën. En dit gee 'n geleentheid vir boere wat nie kon graan plant nie, om dan nou gewasse nou aan te plant, wat hulle kan gebruik in die winter wat voorlê en in die voorsomer. Nou dan praat ons van gewasse soos jou sogenaamde voersorgums. Nou daar is 'n wye verskeidenheid van hulle beskikbaar. Van hulle is suiwer voersorgums, party van hulle is voersorgum Sudan basters en dan kry jy ook net jou Sudan basters. Maar so in die algemene spreektaal praat ons van jou 1-jarige voersorgums. Hulle is maklik om te vestig, hulle gee groot hoeveelhede voer, hulle is geskik vir direkte beweiding, hulle is geskik om kuilvoer te maak, hulle is geskik om hooi te maak. Boere moet maar net met hulle saadhandelaars gesels. Plant verkieslik op hierdie stadium 'n tipe wat fyn is en wat 'n hoë produksie gee. Hou net in gedagte, as jy dit direk bewei, dit is plante wat kan aanleiding gee tot blousuurvergiftiging en maak maar voorsiening daarvoor dat sou u blousuurvergiftigingsprobleme kry, dat u vroegtydig daardie diere kan behandel daarteen. En dan, Chris, kan boere ook oorweeg, soos wat die tyd aangaan, om 'n wintergraan aan te plant, of dan nou 'n wintergewas aan te plant. En dan moet boere spesifiek kyk na wintergrane wat hier in die winter hulle hoë produksie gee. Dit is jou sogenaamde vroeë tipes, maar ook 'n tipe wat jy vroeg kan aanplant. Die koorrog wintergrane sal baie goed werk. Ons weet van verskeie boere wat koorrog hier in Februarie en Maart aanplant, en dan sny hulle wanneer hulle net begin saad maak.
sny hulle hom af en behaal dit as 'n hooi en dit gee 'n geweldige goeie hooi. So dit is die alternatiewe waarna boere kan kyk om seker te maak dat hulle hierdie winter met hulle vee redelik goed gaan oorleef. Dr. Louis de Pisani is die NWKV se nasionale bestuurder voorligting en ontwikkeling. Flip Steyn, aardappelteeler van LNR Rodeplaat net buite Pretoria, gesels vanoggend nie net met die kommersiële nie, maar ook met die kleinboer en selfs die huistuinier. As ons kyk na Holland as 'n land, meeste van die aardappelteelwerk wat daar gedoen word deur stokperdjieteelers gedoen en hulle verskaf dan natuurlik hierdie materiaal aan die teelingsmaatskappy wat dit dan nou verder vat. Maar dis 'n ongelooflike belangstelling wat daar by hulle is wat aanbetref die teelingswerk by kleiner boere of by die ouetjie wat in die tuin sy eie goed doen. Nou as jy vat die aardappels wat ons ken is dat hy het 4 stelle kromosome. Nou 'n mens het 2 stelle kromosome. Nou wat dit uniek natuurlik maak is dat as mens nou daai bessies op die aardappelplant kry en jy maak hom oop, dan het hy nou 'n klomp saadjies, net soos 'n tomatietjie. En elkeen van hierdie saadjies is natuurlik nou 'n unieke nuwe kultivar of 'n potensiële kultivar. So hierdie teelers wat in Holland nou die teelwerk doen, hulle sal nou daai saadjies vat en hulle sal dit uitplant en elke plant dan afsonderlik oes en dan kyk hoe lyk daai aardappels. So wat ek nou eintlik vandag oor wil praat is mense wat so belangstel om so iets te kan doen is, jy weet, dat hulle moet 'n klompie kultivars koop, dit uitplant in die tuin, kyk wat is vorm bessies en dan kan hulle natuurlik met daai bessies nou aangaan en hulle eie lyne soort van ontwikkel. En dan elke jaar vermeerder hulle daai goed. Mense moet natuurlik in gedagte hou dat hierdie lyne is ook nou maar blootgestel aan siektes en so aan. So party lyne sal beter vorder as ander. En dan elke jaar dan oes mens nou hierdie lyn apart en jy plant, sê nou maar jy kry 10 knolletjies van die plant af, die volgende jaar plant jy daai 10 knolletjies in 'n rytjie. Jy oes hulle en so vermeerder jy jou eie plantmateriaal. En dan selekteer jy nou elke jaar uit dies wat jy vermeerder het, selekteer jy dies waarvan jy hou, wat miskien lekkerder proe, wat miskien 'n mooier aardappel maak, wat miskien meer aardappels dra en so aan. En so gaan mens nou maar van jaar tot jaar aan en ontwikkel jou eie aardappelteellyn of kultivar. En so met verdrag van tyd sal jy sien, maar jou goed in jou tuin produseer dalk beter as van die ander goed. Jy weet so, maar dis absoluut iemand wat 'n liefde het vir die saak en dit graag wil doen. Nou wat ek natuurlik wil voorstel is dat as daar mense is wat sou belangstel om hulle eie soort van klein teelprogrammetjie daar in hulle groentetuin te begin, hulle is natuurlik welkom om my te kontak en ek kan vir hulle meer raad gee. Ons kan dalk 'n bietjie materiaal beskikbaar stel en so aan sodat die ou daar op sy eie kan sy eie teelwerk en sy eie plantjies of sy eie kultivar te kan ontwikkel. So as daar mense is wat sou belangstel om met die teelwerk aan te gaan daar in sy groentetuin, is hulle welkom om my te kontak. My e-posadres steinp@arc.agric.za. Nou as daar dan genoeg belangstelling is, dan kan mens natuurlik uit die aard van die saak altyd, jy weet, op Facebook 'n belangstellingsgroep vestig. Jy weet, laat die mense dan vir mekaar bewus is en ons kan dan op hierdie manier voortgaan om dan aardappelteeling onder die tuinboukundige wat sy eie tuin het, dan te vestig en so die belangstelling vir die gewas te verbeter. Flip Steyn is aardappelteeler van LNR Rodeplaat. En boere en tuiniers wat belangstel om hulle eie kultivar te teel kan hom kontak by Steyn P by arc.agric.za. Dan in Elsenburg Forum môreoggend om 12:15 op RSG. Jaarliks het die boere seker, ek wil sê, by die 200 jakkals en rooi katte uitgehaal in daai gebied. Nou ewe skielik moet die SKA dit hanteer, maar die ongediertes, dink ek, kan vir ons persoonlike krisis raak, want ons lê nou teen 'n reservaat van 118.000 hektaar. Met ander woorde, daar is nie eintlik onderhandelingskrag vir die boere nie, want dit is 'n nasionale en internasionale belang. Daar is 50 lande betrokke. So dit is vir ons moeilik om te onderhandel teen die ouens, maar gelukkig het die forum wat gestig is, staan saam. En die proses wil afgehandel wees met die aankoop van die plase Desember 2017 en dan moet die boer afwees van die grond af. So die proses gaan nou gevolg word tot dan toe. Hulle gaan nou eers kom assessering doen op jou plaas en dan gaan daar aanbod kom. Dan is daar 'n onderhandelingsproses, 'n finale aanbod en as daar nie ooreengekom kan word nie, dan is dit onteiening. So ons weet wat se uiteinde. Namens die Departement van Landbou in die Wes-Kaap, groete.